Okay, dan gaan ek sommer net vir ons begin met 'n gebed. Ja, dankie Vader, dankie Here dat, ag Here, U is ons God en ons behoort aan U. En wat 'n wonderlike wete om elke dag met dit te begin en net te weet dat alles van ons is in U hand. Ons besighede, ons toekoms, ons verlede, alles Here. Ons kan soos Psalm 91 sê that he who abides with Almighty, he is in the shadow of his wings. Soos wat 'n klein kindjie saam met 'n pa stap en soveel moed het vir alles en net weet alles gaan reg uitwerk. So stap ons in U skaduwee, Here, elke dag. So ek dankie sommer Heilige Gees vir dit wat U vandag hier gaan kom doen vir ons groep. Vir dit wat U vir ons gaan 'n lig opskyn, wat U vir ons gaan wys. Ek dankie vir U teenwoordigheid hierso. Ek dankie vir U liefde. Ek dankie vir elke persoon wat hier is vanoggend. En ek bid sommer ook vir elkeen wat hierdie recording gaan luister. Mag dit so sagte reën op hulle harte val en mag hulle net hoor met elke woord dat U vir hulle lief is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou maar my notas hier by my hou. Maar ons gaan nou net lekker oor dit gesels. En hierdie woord is nou al 'n hele rukkie wat die Here dit op my hart gelê het. En dit het te doen met ons omstandighede. En hallo Angelo, come join us. Come grab a chair. Welcome. Service. Hi, Angelo. We're still recording just for the session, so that's why I'm on the next one. So thanks for coming. Yeah. Anyway, so is it okay if I'm do it in Afrikaans? Ja, hier okay. As my man kan verstaan, dan behoort jy te kan verstaan. So ja, so wat ek gesê het is dat vir 'n ruk lank praat die Here met my oor omstandighede en dat ons baie keer ons omstandighede sien. Ons kyk na ons omstandighede as die vyand of die probleem of die issue. En die Here het hierdie woord in my hart kom sit dat ons omstandighede is nie ons vyand nie. Ons omstandighede is altyd gunstig. En ek weet dit is nogal iets om jou kop oor te skuif as mens na dinge kyk wat in jou lewe aangaan wat rarig nie gunstig lyk nie, om te besef dit is gunstig. Maar eers wil ek vir julle vra, ons het nou so 'n bietjie gechat al Shani, dat jy van nou die dag wat jy wakker gelê het, maar wie van julle het al wakker gelê in die nag met iets wat jou pla? Well, then you're just a very good sleeper. No, more about things that bother you, things troubling you. Okay, well, I don't think you need this talk. You've got it all covered. That's exactly what I'm going to talk about. But yeah, so the fact that we can lie awake at night means we know how to meditate. But it's very important on what we meditate. And yeah, I was actually lying awake last night. I think it's just part of the experiment of what I want to talk about.
And it's just incredible at how many things can come into your mind and bother you at 4 o'clock in the morning. Even things that you don't have a worry about will come. But anyway, so just think about meditating and thoughts as we carry through this session. But I want to talk about the Israelites and their story. En wanneer toe hulle losgekom het uit Egipte, toe die Here, hulle was vir omtrent 430 jaar, was hulle vasgevang. Dit was nie die hele tyd, was nie slawerny nie, maar dit het erger en erger en erger en erger en erger vir hulle geraak oor die tyd. So dis 'n baie lang tyd om onder slawerny te wees. So toe laat dit my dink, toe hulle uit Egipte uit is, wat was hulle gedagtegange? Wat was hulle mindset toe hulle uit Egipte uitgaan? Wel, heel moontlik het hulle die volgende probleme, mindset probleme gehad, 'n slaafmentaliteit, waar iemand anders beheer hulle uitkoms. Hulle is nie in beheer van hulle uitkoms of hulle toekoms nie, iemand anders is, want dit is 'n slaafmentaliteit. Heel moontlik oorlewingsdenke, waar alles gaan oor vandag. Daar's nie regtig verder denke nie, dit is net, ek moet net vandag oorleef, en as ek net vandag kan oorleef, en dan die ander ding is vreesgedrewe besluite, waar besluite word geneem om eintlik pyn te vermy, en nie vir drome en 'n toekoms nie. Afhanklikheidsdenke, hulle was afhanklik van sisteme en van hoe dinge gewerk het, 'n government, Egiptiese government. So hulle het afhanklikheidsdenke gehad. Tekortdenke, there's never enough. There's never going to be enough money, provision, opportunity, help, alles. En slagofferdenke, waar jy net soos powerless voel, en dinge gebeur met jou, so jy het nie regtig keuses in jou lewe nie. Short-term vision, niemand van hulle het regtig daar uitgekom, wel, ek kan nie sê niemand nie, maar die groep het nie daar uitgekom met, ons gaan nou hier uit, en ons gaan die beloofde land vir die Here, ons gaan dit oorwin, en hulle het nie daar, hulle het 'n korttermyn visie gehad van, wat gebeur nou? En ongeloof, en die ding van ongeloof is nie noodwendig dat jy nie glo in God nie. Dis nie wat ongeloof is nie. Ongeloof is wanneer jy God meet aan jou omstandighede, aan jou huidige omstandighede. Wanneer jy sê, okay, my huidige omstandighede lyk so en so, met ander woorde, God is so en so. As ek vandag 'n moeilike dag het, beteken dit die Here gee nie om vir my nie. As ek môre 'n goeie dag het, beteken dit die Here gee om vir my. En dan die laaste een is gemak in jou gebondenheid. En dit klink miskien snaaks, maar ons as mense is geneig om, al is dit 'n slegte situasie, as ons gewoond is in daai situasie, dan klou ons vas aan dit, eerder as om ons denke te vernuwe en om vry te kom. Bly ons heeltyd, so hulle het heeltyd, hulle kan gaan lees, hulle het heeltyd teruggedink, maar dit was eintlik so goed daar, maar ons het lekker vleispotte gehad, alles was so goed daar gewees. So daarom het hulle nie regtig vorentoe gekyk nie. En dan die volgende ding is hoe het God die Israeliete gesien? Ek weet nie of een van julle dalk vir my 'n gedagte wil gee van, ons het nou gepraat oor hoe hulle self gesien het, of hoe hulle denke was, maar hoe het God hulle gesien? Want hy het hulle nou kom uithaal daar. Are you centered? Okay, it's important.
Yes, yes, absolutely. So, okay, so kom ons terug. Hoe het God die Israeliete gesien? Potential, what they're going to become, their future, who they are. Ja, nog iemand 'n idee van hoe God hulle gesien het? Interessant. Voordat ek hiernatoe gekom het, het ek actually aan dit gedink. Ek het, maar my gedagte was anders geweest oor die Israeliete. Dit was van hoe hulle 'n uitverkore generasie was. En in hulle was daar basies 3 wat opgestaan het. Dit was Moses, Aaron en Miriam. En hoe hulle opgestaan het en al hierdie mense gelei het en ge-encourage het die hele tyd. Hoe daar 3 encouragers was, het hulle die hele generation uit bondage uitgevat. En ja, so ek het baie dieselfde gedagte gehad voordat ek hiernatoe gekom het, het ek 'n bietjie daaroor gedink. En ja, it's the blessing of the Lord is on them, maar daai generasie, want dit was nog die hele tyd gewees, maar daai generasie het dit gevat. And they went with it. So the way I see it is that all the points you mentioned, it always lands up to the flesh and the victim mentality that people feel, and and at some points there is that I think God said, "You are my people," but you have been focusing too much on the fleshly things in life. So I'm going to bring you out for freedom now, but you're going to have to put your eyes on me. You're going to have to depend on me. So for me, I see it as it was also to test the human race, the Israelites at that time, that was known as the human race, like the world was known as a few land. Because everybody talks about the world in that time, but it's actually just 2 countries. So I think that is all about, I want to free you, but who are you going to depend on? Yourselves, your flesh, your meat that you had. I'm going to have these 3 leaders take you through it, which is pastors, apostles, whatever you want to call them. And then, obviously, not 100% of them dead, which is today's human way of working. So I think that is, I saw it as a test of his people, and a test for him to see what is it people do when he sets them free out of their own slavery. Was vrygemaak deur hom, maar vir hulle was hulle nog steeds in hulle omstandighede gewees. En dis baie keer vir ons as mense ook so, die Here gaan vir jou los, as 'n mens nou so kan sê, tussen hakkies, in jou omstandighede, totdat jy leer wat hy wil hê jy moet leer. Jy gaan 100 keer dieselfde draadjie en draadjie en draadjie, totdat hy train jou, totdat jy leer wat hy jou wil leer, tot waar hy is, waar hy jou sien om te wees, gaan jy oor en oor, partykeer dit gebeur, jy dink jy is nou al vry van 'n ding, maar dan kom dit miskien nou net op 'n ander manier. Wat mooi van die storie is, dat die Here nog steeds, soos hy nou gesê het, die potensiaal gesien het, al was hulle in hulle vlees en al was hulle bekommerd en al met hulle korttermynvisie en al hulle goed, het hy nog steeds geweet, ek is vir hulle lief en ek wil beter hê, en hulle gaan eventueel daar uitkom. Die journey waarop hulle gegaan het hy met soveel grace en liefde gedoen, vir hulle gehelp, en dit was heeltemal uit hulle comfort zone uit, en dit was onseker en dit was ongemaklik vir hulle gewees, en baie keer was hulle kwaad vir die Here en al daai dingetjies, maar die Here het hulle nog steeds deur dit gevat om vir hulle te wys, weet jy wat, ek is vir jou lief en ek wil vir jou beter en daar is beter. So buite die omstandighede en als waardeur hulle gegaan het, was hulle destined om meer prosperous te wees. So die Here het vir hulle baie meer beplan en dit gaan so wees. Maak nie saak hoe ons dit beleef of hanteer of die journey waarop ons gaan tot daar nie. Ja, wat dit is.
Dankie Shani. Ja, dit is 'n vrymakingsproses, nou. So ek het na so 'n paar goedjies gaan kyk en julle het van dit al genoem, maar ek gaan net dit weer noem. God het hulle gesien as sy eie volk. En die skrif wat ek hierso aangehaal het is Eksodus 6 vers 7. Ek maak julle my eie volk, ek sal julle God wees. Hy het hulle nie as 'n groep slawe gesien nie. Dis hoe hulle self gesien het en dis waar hulle vandaan gekom het. Maar dit is nie wat hy gesien het nie, hy het hulle potensiaal gesien. God het hulle as seuns gesien. En hy sê in Eksodus 4 vers 22, Israel is my seun, my eersgebore seun. Ja, Egipte en in hulle eie denke was hulle arbeiders. Hulle het heeltemal 'n ander rol gehad as wat, maar hy het hulle as posisie gesien, as seuns. Hy het hulle as vry mense gesien. Ja. Eksodus 20 vers 2 sê hy, ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het, uit die slawehuis. Hy is die bevryder en dit is hoe hy hulle gesien het. Hy het hulle nie geskep om onder juke te lewe nie. Hy het hulle nie geskep vir daai mindset. Hy het hulle geskep vir 'n vry mindset. So al gaan ons partykeer deur goed wat ons voel, ek is nog nie vry van dit nie. Dit is nie soveel 'n toets as wat dit 'n vrymakingsproses is. God het hulle as mense van belofte gesien, wat jy ook genoem het. Hulle het die belofte gehad binne in hulle van die Messias. Hy kom uit hulle uit. Dit was 'n belofte wat hy in hulle gesit het en wat hy in hulle gesien het. Eksodus 6 vers 8 sê, ek sal julle bring in die land wat ek met 'n eed beloof het. Obviously aan Abraham hulle. En God het hulle as mense van vrugbaarheid gesien. So God het die potensiaal in hulle gesien. Hy het geweet, hulle het alles in hulle om vrugbaar te kan wees. En ek lees net gou hierso Genesis 1 vers 28, sê die Here, wees vrugbaar en vermeerder. Genesis 17 vers 2, ek sal jou grootliks vermeerder. Maar dan kom ons by die Rooi See, en ek het nogal 'n rukkie hierso stil gestaan, maar ek gaan nie te veel in detail en gaan julle ken almal die storie, maar hulle het daar gestaan en al wat hulle kon sien, was hierdie massa water voor hulle, en die slawedrywers agter hulle. So hulle het absoluut vasgekeer gevoel. En ek wil julle nog steeds onthou, ons het begin gesels oor waarop jy mediteer, en hou dit so half in jou agterkop die hele tyd. En hulle het vir Moses gesê, het jy ons nog nie genoeg grafte in Egipte nie. So al wat hulle kon sien was dood. Dit is wat hulle slawebrein, maar God se perspektief was eintlik dat daai oomblik was nie 'n ramp nie, dit was nie 'n lokval nie, dit was nie 'n onverwagte ding nie, dit was nie 'n van oeps, hier is hierdie persoon nou vasgevang nie, dit was strategie, want dit is presies daar waar God hulle vir altyd sou losmaak van van Egipte. Nie in hulle denke nie, maar in fisies het hy hulle daar vir altyd losgemaak. Hulle het daai Egiptenare nooit weer gesien nie. So, maar ons het 'n ander perspektief as ons nou wat die woord lees, en dan lees ons die verhaal van die Israeliete en alles, en ons sien hoe hulle gemurmureer het en gemoun het oor alles en net nie geloof gehad het nie, en elke keer weer dieselfde storie oor en oor en oor. Maar ons het die groter prentjie. So ons kan oordeel, want ons kan kyk en ons kan sien, maar die Here gaan vir julle deurkom. Die Here gaan vir julle deurkom, kom net by. Want ons kan die einde van die begin sien en ons kan sien wat gaan gebeur. Maar hulle was vasgevang in vrees en twyfel en ongeloof. En dit is wat die Here eintlik op my hart gesit het, die boodskap, is daai is ons grootste vyande. Ons vyand is nooit ons omstandighede, of die slaafbedrywer agter ons, of die juk op ons skouers. Dit is nie ons vyand nie.
Ons vyand is vrees en twyfel en ongeloof. En wanneer ons dit begin raak sien, wanneer ons begin sien dat, okay, dit is in my denke waar vrees, twyfel en ongeloof plaasvind, dan kan ons begin heers. Want dan kom elke omstandigheid en lyk anders. God se plan was altyd om hulle te red. Ons weet dit, ons kan dit sien. Sy plan was altyd om van die slawedrywers ontslae te raak, om die Rooi See vir hulle oop te maak. En hulle het nog steeds in patrone van vrees en twyfel en ongeloof vasgevang. So werk dit ook in ons lewe, in ons besigheidslewe en ons persoonlike lewe. Alles gaan goed en dan gebeur daar iets en dan is ons soos, hierdie omstandigheid het nou met my gebeur. En dan vertel ons vir almal van hoe moeilik hierdie omstandigheid nou is in ons lewe en hoe gaan ons hier oorkom en dit is hierdie omstandigheid en ons borduur, ons vertel in detail vir mense van ons omstandighede. En ons kan nogal aangaan en aangaan daaroor. En die volgende persoon wat jy mee praat, dan sê jy, ja nee, hierdie omstandigheid, jy moet sien hoe lyk hierdie omstandigheid, hy lyk so en hy lyk so en hy is so vreesaanjaend en hy is dit en agter my, het jy gesien wat's agter my? Dis nog erger. Maar eintlik is dit vrees, twyfel en ongeloof wat jou vyand is, want jy is veronderstel om deur daai omstandigheid te beweeg. En jy is veronderstel om op water te loop. Die Rooi See is veronderstel om oop te breek. Nikkie, jy het sê. Soos wat jy nou praat, sien ek hierdie prentjie van die Israeliete wat bang was vir God om by die berg op te gaan. En toe, hy het hulle nou vrygemaak. Hy het hulle vrygemaak met goud en silwer. En toe vat hulle daai goud wat nou daai vrees en al daai goeders is en hulle maak toe 'n afgod daarvan. En dit is wat ons ook doen. Ja, dit is presies dit. Dit is presies dit. So as ons net hierdie een ding in ons koppe kan begin vassteek, dat maak nie saak wat se omstandigheid. Elke ons omstandighede, en moeiliker hoe meer, is 'n verhoog vir God se krag. Dit is 'n platform vir ons om ons geloof te wys. Om te wys wie God is. Net soos met die Israeliete, het net die Here die volle prentjie. So ons kan na die volle prentjie kyk wat ons lees oor die Israeliete se uittog. En ons kan sien presies wat gaan gebeur. Maar ons kan dit nie in ons eie lewe sien nie, maar God het daardie prentjie. En sy plan vir jou is net voorspoed. Net soos wat sy plan altyd was om hulle vry te maak. En net soos wat sy plan altyd was om vir hulle deur daai see te vat. En die vyand te verslaan, so is sy plan vir ons. Maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Dit maak regtig nie saak nie. Elke liewe ding wat teen jou kom, is jy gemaak, jy het dit in jou om te kan heers oor dit. Maar dit begin by vrees, twyfel en ongeloof. So is ons ontwerp om te heers en om vrugbaar te wees in die beloofde land wat God vir ons gee. Ek het sommer net 'n paar verse hierso wat ek gaan lees oor dit. Psalm 34 vers 20. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red die Here hom. Jeremia 29 vers 11, ons ken hierdie vers almal baie goed, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, en om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Daar's obviously baie meer in hierdie vers as om dit nou net so te sien vir hierdie. Okay, maar ons kyk nou net so daarna. Pastoor het Sondag hierdie vers gebruik, 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ek wens dat dit in alles met jou wel mag gaan en dat jy gesond mag wees, soos dit met jou siel wel gaan. En Romeine 5 vers 17.
hoeveel te meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Net soos wat, hoekom sal die Here hulle losmaak uit Egipte, om hulle dan te laat omkom? Dis nie wie hy is nie. Hoekom sal hy jou red uit jou sonde en jou vrymaak in Jesus Christus, maar jou dan in jou ellende los? Dit is nie wie hy is nie. Ek gaan net nog 'n laaste voorbeeld gee van hierdie tipe van denke. En pastoor het Sondag ook so 'n bietjie my woord gesteel. Toe hy gepraat het van die verlore seun. Ek wil julle moet nou 'n bietjie vir julleself indink. Okay, hierdie ou het geld sy pas uit sy erfposie gevat en hy het dit gaan verkwansel en whatever, en toe beland hy in slawerny. Dis basies waar hy homself bevind het. Tussen die varke. Varke se kos het vir hom lekker gelyk. Hy kon dit nie eers kry om te eet nie. En toe besluit hy, okay, hy gaan teruggaan as 'n slaaf. Hy het nie gedink, okay, ek is 'n seun. Ek gaan teruggaan want ek het 'n vader. Ek is 'n seun. Ek is sy seun. My pa het 'n koninkryk. En hy kan my restore. Dit was glad nie sy denke nie. Hy was soos, ek gaan teruggaan as 'n slaaf want dan kan ek die krummels gaan eet. En so hy het nie net sy perspektief verloor nie, hy het sy posisie verloor. En toe hy teruggaan, toe sê hy, maak my soos een van u huurlinge. En hy kon homself net nie meer as 'n seun sien nie. Maar, wat gebeur toe hy terugkom? Dadelik, voor hy eintlik nog eers daar aangekom het, toe kry hy 'n kleed, hy kry 'n ring, hy kry 'n feesmaal. Onmiddellik word hy gereinstate as seun met posisie. Maar ek dink dit het hom dalk ook 'n tydjie gevat om sy denke te vernuwe. Maar dit is wat gebeur het. So die vader se siening oor sy seun in hierdie verlore seun storie het nooit verander nie. Die vader het hom nog altyd as 'n seun gesien, maar hy moes sy denke verander. So, die werklike stryd, ons het nou al dit genoem, is jou denke. En om te heers beteken om regtig jou denke gevange te neem. En regtig elke keer wanneer daar 'n gedagte in jou kop kom, te besluit, is hierdie 'n gedagte van lewe of is hierdie 'n gedagte van dood? En om te weet wie jy is in Jesus Christus, en om te weet wie God is. En die enigste manier wat ons kan weet wie God is om regtig sy woord te vat, en regtig om te gaan soek in sy woord. En dan wanneer omstandighede gebeur, om hom te toets teen sy woord. Want ek beloof jou, hy gaan die toets elke keer slaag. Jy kan hom gaan toets teen sy woord, elke liewe keer. Hy gaan jou nooit in die steek laat nie. Maar dit is vir ons om hom uit te soek. En dit is vir hom, wat is daai vers wat sê, dit is vir ons om hom uit te soek, maar dit is vir hom om die glorie van revelation vir ons te gee. Wie jy waarlik is, wie God sê jy is, wie God waarlik is die belangrikste dinge waarop jy kan mediteer. As jy die hele dag loop en elke liewe gedagte opweeg teen die waarheid van wie God is, wie Jesus is, wat hy vir jou gedoen het, wat sy woord sê, en jy neem elke gedagte gevange, en jy besluit net eenvoudig, jy neem net die besluit, dis 'n besluit, en jy neem net die besluit, en jy sê, ek gaan net glo wat waar is. Ek gaan nie meer een leuen in my lewe toelaat nie, en jy maak daai besluit, en jy sê, dit wat God sê, is waar, hy is waaragtig, dit wat Jesus gedoen het, en wat die woord sê oor Jesus, is waar, en hy is waaragtig, hy is die weg, en die waarheid, en die lewe. En jy lewe so, dan gaan jou lewe radikaal verander.
ek het dit self gesien. Ek het dit in my eie lewe ervaar. Romeine 12 vers 2 word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So ek gaan afsluit en ek het hierdie woorde geskryf of nie geskryf, ek het hierdie woorde opgesit van John 15 verse 7. Ja, ek het dit hier geskryf. Ekskuus, ek het dit hier geskryf en daar gesit. Van Johannes. Wat Jesus gesê het. Okay. So he's the author, just to correct that. As julle in my bly en my woorde in julle bly, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Ek het net om so getuienis te gee. Ek het die laaste ruk het ek my joernaal weer begin lees. Wat ek geskryf het, ek skryf nou al vir baie jare, skryf ek neer. Dit wat ek lees, dit wat die Here aan my openbaar, drome wat ek kry, dit waardeur ek struggle, wanneer die Here vir my deurbraak gee, skryf ek dit neer. En toe het ek begin, ek voel die Here het my gesê, gaan lees gou-gou weer bietjie van verlede jaar, van die seisoen wat nou verby is. Gaan lees weer bietjie van dit. En toe het ek, en ek is stom geslaan, ek staan in absolute verwondering, en dit is presies wat gebeur het in my lewe. Dit is presies wat met my gebeur het. Ek het begin mediteer, ek het 'n besluit geneem, dat ek gaan glo dat God se woord waar is. Ek het daai besluit geneem. En ek het besluit, ek gaan daarop staan, want dit is wat hy sê. So, omstandighede het gekom, en die storms het gekom, maar I abided in him, and his word, and his truth. En dan het ek net by dit gebly. En ek kan in my joernaal kan ek kan sien wanneer daar soos 'n krisis gekom het, of 'n groot rooi see, net voor dit gebeur, dan kom die Here al met bemoediging, kom hy met woord, met drome, en hy kom en bemoedig my, en hy kom geef my rigting, en hy kom geef my wysheid. En partykeer, kan ek mos nou lees in my joernaal, het ek dit nie regtig eers gesien as dit nie. Maar ek kan nou sien, as ek terugkyk, kan ek sien, hoe kom die bemoediging, hoe kom die drome, hoe kom die rigtingwyser, hoe kom hy, en dan kom die omstandighede. En dan sit obviously hierdie storm, en dan hou ek vas aan hom, ek hou vast aan sy woord, ek sien hoe ek geskryf het, dat ek staan op sy woord, en dan gaan die storm weer 'n bietjie verby, en dan kom sy uitkoms, net soos wat hy beloof. En dan word daar gebede verander, net soos wat hy beloof. Daar's twee baie groot dinge, wat die Here my gebede presies net so beantwoord het, soos wat ek gevra het. Partykeer dan vra mense, en dan, die Here kom altyd deur vir jou, maar partykeer lyk dit nie soos wat jy verwag nie. Dit beteken nie, hy kom nie deur nie, maar daar's twee groot dinge wat gebeur het, waar die Here presies soos wat ek gevra het hy vir my deurgekom. En ek gaan net kortliks vir julle vertel. Die eerste een is dat, so 'n jaar terug, toe gaan my ma vir allerlei toetse en goed, en hulle vind toe 'n gewas op haar nier, op haar nier. En hulle wil toe opereer. Op daai stadium was sy 83 jaar oud. En ek het net gevoel, nee, vir 'n klein gewas, ek soek 'n tweede opinie, ek soek die Here se opinie, wil hulle 'n 83-jarige vrou opereer. Dit is 'n massive operasie, hulle sny op van agter tot voor, dit is 'n massive operasie, net die recovering van dit, om oor dit te kom, jy moet gerehabiliteer word weer, want hulle sny al jou spiere af en alles, dit is regtig iets groot, en ek het net vir die Here gevra, moenie dat dit gebeur nie. En die omstandighede was totaal teen my, en teen my gebed. Die omstandighede was absoluut teen my gebed, want my ma is in Pretoria, omring met dokters, en met mense wat sê, ja, sny, kry die operasie. Selfs die dokter homself, hy is 'n surgeon, dit is wat hulle doen, hulle sny.
En ons het die dag gebid hierso by intersessie. En ons het gebid en ek het vir Here gevra dat sy wil moet geskied. En as dit nie sy wil is, dat hulle moet opereer nie, dan moet hy die operasie stop. En daai oggend nog te praat ek met my ma en sy sê vir my dat, ag nee wat my kind, ek het nou maar vrede gemaak met dit en ek gaan nou nie eers vir die dokter, want ek sê, vra net vir die dokter, vir 'n tweede opinie en vra net vir hom, wat is 'n groter risiko op haar ouderdom, die operasie of om hierdie gewas aan te sny. En sy sê, nee wat my kind, ek gaan nou maar net, en hy weet die dokters, hulle weet wat hulle doen, ek gaan nou maar net dat hy doen. En ons bid. En daai middag, toe stuur sy vir my boodskap, toe sê sy vir my, die dokter het gesê, hy gaan eerder nog 'n scan doen. Hy het besluit, hy hou van opereer, en gewoonlik sal hy sommer net opereer, maar hy het besluit, hy gaan eerder net nog 'n scan doen. En ek het geweet, dit was die Here wat vir hom besluit het en vir hom gesê het. Ek weet nie of die dokter 'n gelowige is nie, maar die Here kan met enige mens praat. En hy het weer 'n scan gedoen. En die dokter het toe gesê, nee wat, is nie nodig vir operasie nie. En toe het sy weer vir 'n opvolgbesoek gegaan, nog 'n scan, om nou te kyk of die ding nou gegroei het. Toe sê die einste dokter wat gesê het, hy sny eintlik graag. Toe sê hy kan nie sien dat ooit in haar toekoms, so ver as wat hy kan kyk en kan sien, kan hy nie sien dat dit ooit sal nodig wees om te sny nie. My ma is baie gesond. Sy is 84 nou en sy is baie gesond. Het gaan baie goed met haar. En so dit is 'n gebed wat die Here vir my beantwoord het, wat ek gemediteer het op wie hy is, nie op wat my omstandighede sê nie. Die ander ding was ook so 'n jaar en 'n half terug, het my siblings het hulle was almal bekommerd oor my ma en hulle wou gehad het sy moet in 'n aftreeoord intrek. En daar was baie druk, want ek dink hulle het gevoel ons hardloop uit tyd uit en dit moet nou dadelik gebeur, en dit was nou natuurlik dieselfde tyd wat my ma nou vir die scans gegaan het en alles, so dit was maar vrees wat die druk veroorsaak het, maar dit was ook in dieselfde tyd wat ons finansiëel baie swaar gekry het. Ons het op daai stadium regtig van dag tot dag gelewe en was afhanklik totaal en al van wat die Here, wat sy deurbraak hy vandag gaan bring. En toe besluit my broers en suster dat hulle wil vir my ma in 'n plek insit, en hulle vind toe 'n plek, maar die plek is toe dubbel die hoeveelheid as wat sy huidiglik haar plek se markwaarde is. So dit beteken, ons moes almal groot bedrae, ek praat nou van nie soos 300,000 elk, dan nou insit. En dan moet haar plek nou verkoop word, en as haar plek nie vinnig genoeg verkoop word nie, moet ons daai hoeveelheid ook bybring. So dit was my 'n baie moeilike situasie, want ek is lief vir my ma, en ek wil obviously, en as mens deur vrees gedryf word, dan kan mens bietjie manipulasie ook in die situasie inbring, en van gee nie om nie. So het ek ook net vir die Here gevra, hy moet die situasie hanteer, en hy moet die een wees wat heers oor die situasie. En my ma het hierdie week in haar plek ingetrek. Daai hele deel van verlede jaar het nooit gebeur nie. Maar sy het in 'n plek ingetrek, presies dieselfde markwaarde. Maar dit is groter as die plek waar sy was. Dit is beter. Dit is in 'n aftreeoord met sorg. Die Here het so wonderbaarlik, bonatuurlik voorsien vir hierdie. Ek wou maar net met julle die twee getuienisse gedeel het, want dit is iets wat ek nou onlangs in my joernaal ook gelees het, en waaraan ek herinner was van God se goedheid, van sy getrouheid, en dat dit maak nie saak wat se omstandigheid dit is nie, dit maak regtig nie saak nie. Hy is God, en hy beplan vir jou 'n goeie toekoms. In elke ding, in elke dag. Ons kan maar net sy hand vat en hom glo
en weet dat dit is wie hy is. En ek hoop dit bemoedig julle dat ons almal nou vir die vyand van vrees en twyfel en ongeloof reguit in sy oë gaan kyk en gaan sê nee, ek heers met my God, met die Heilige Gees binne in my, met Jesus Christus, ek heers. Kom ons bid. Dankie Vader, dankie dat U werklik is wie U sê U is. Ek loof U naam. U is 'n wonderlike, goeie Vader. U is wonderbaarlik, U is kragtig, U is awesome. Dankie dat U ons wil sien, dat ons heers. Dankie dat U so lief is vir U kinders, dat U vir elke besigheid, elke kind wat in 'n koninkryk besigheid is, dat U elkeen seën met U voorsiening, met die voorsiening van openbaring, met die voorsiening van omstandighede, met U krag, van U Gees wat vir ons beskikbaar is, ons wat glo. En dat ons net hierdie watermassas wat voor ons is, sal laat oopgaan voor ons. En die verlede, die slawedrywer agter ons, net eenvoudig sy einde sal sien. Ons loof U vir wat U gedoen het, Jesus Christus. U is die een wat dit alles vir ons waar gemaak het. U is die een wat elke belofte nou ons sin gemaak het. Dit behoort nou aan ons, dit is ons erfenis, want U behoort aan ons en U is ons erfenis, Jesus Christus, ons redder en ons Here. Amen.